Elke tragedie laat slagoffers en oorlewenders agter. Dalk was jou vervoer laat en het jy die vlug verpas wat later neergestort het. Dalk het jou huis veilig bo die vloedwater gestaan wat die huise rondom jou verwoes het. Dalk het jy jou gesin verskuif net voordat die oorlog uitgebreek het. Om 'n tragedie te oorleef kan diep emosionele wonde laat. Ons wonder dalk waarom ons gespaar is terwyl ander gelei het. Het ons iets verkeerd gedoen? Hierdie pynlike gevoel word dikwels oorlewingsskuld genoem. Hoe behoort Christene in 'n wêreld vol rampe en verlies te reageer wanneer hulle gespaar word? Wanneer jy geseënd voel, selfs onverdiend geseënd, begin deur God te loof. Laat jou seëninge dan 'n bron van genesing vir ander word. Voed die hongeres, kleed die behoeftiges, bied skuiling aan die ondeemdes, vertroos die wat treur en betoon liefde aan die wat seer kry. Laat daardie seëninge 'n bron van genesing vir ander word. Soos Jesus in Handelinge 20 vers 35 gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Jy het met 'n doel oorleef. Vervul daardie doel in God se krag deur verander tot seën te wees. Terwyl jy God se 10% van jou inkomste dankbaar teruggee, as ook jou belofte en dankoffers, vra hom om iemand te wys wat vertroosting nodig het. Betoon aan hulle dieselfde deernis wat God in jou tye van nood aan jou bewys het. Laat ons onsself laaste stel en God eerste.